die gedeelte wat ek oggend met u wil deel, met die tydjie wat ons oor het, is dit wat in die hart is, bepaal hoe ons na die lewe kyk. Dit wat in my hart is, en is baie sigbaar. U kan werklik waar net gaan sit en dink, waaroor het u gedink die afgelope tyd, of hoe dink ek as ek aan iemand dink, of wat sê ek van iemand? Dis duidelik sigbaar wat in die hart is. Maar baie keer kan ons dit nie sien nie, as gevolg van die lense waardeur ons kyk. Ons kyk vanoggend na finansies, en ons kyk na nood, en ons kyk na dit wat Jesus kom doen het, en ons kom sien alles hierdie, maar alles is so in mekaar geweef, in mekaar gevleg. My finansies, kom wat ek in my hart dink. Die manier hoe ek gee, die manier hoe ek dink, die manier hoe ek leef, alles kom uit hierdie kern van my lewe uit. Verlede week het ons met hierdie skrifgedeelte, 2 Korintiërs 7:14, en my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle voortmoedig en bid in my aangesoek, en hulle bekeer hulle van die verkeerde weë, dan sal ek in die hemel hoor, en hulle sondes vergewe, en hulle land genees. En ons gepraat oor die land wat soveel genesing het, maar die area wat die Here baie duidelik uitgewys het, wat ek graag aan hierdie week net wil raak, in 2 Kronieke 7, vers 14, het gaan aan met die gedeelte van 2 Kronieke 7 vers 14 en vers 16, waar God vir Salomo sê, want die tempel word ingewy en God sê, maar ek sal hier wees. Maar hy sê hierdie in vers 16, so het ek dan nou hierdie huis verkies en geheilig, dat my naam daar kan wees, en ons het 2-3 weke omtrent gespandeer, wat beteken dit as God sê, my naam? Om dit vas te anker, so die van u wat al daai, wat hier was, sal weet wat hy sê, my naam is heeltemal 'n ander prentjie, as net sy naam. Dis wie hy is, sy karakter, sy identiteit. Dit wie ek is, daar kan wees tot in ewigheid, en my oë, en my hart, sal altyd daar wees. Die Heilige Gees wat in u woon, en in my woon, breek ons Vader se hart oop vir ons. Ons het vanoggend gesing, Johanetta het gesing, you're a good, good Father. You're a good, good Father. En my hart word oopgebreek deur sy teenwoordigheid, deur wie hy is. En dit bepaal alles in my lewe. Die oë en die hart. My oë en my hart sal altyd daar wees, sê die Here. Nou in Matteus 13 vers 15, want die hart van hierdie volk het stomp geword. In Engels het sê, become dull. En met die ore het hulle beswaarlik gehoor, en hulle oë het hulle toegesluit, sodat hulle miskien met die oë sou sien, en met die ore sou hoor, en met die hart verstaan, en hulle bekeer, en ek hulle genees nie. Dat is daadwerklik ons oë sluit baie keer. Ek weet nie van u nie, maar ek het dit al baie gedoen, dat ek my oë fisies sluit, ek sien nie nou hierdie ou raakie. Ek sien maar, nee. Kom ons wees eerlik, as die ou so nader kom aan die kar, ek wens hy lig wil nou groen raak, ek moet nou maak dat ek wegkom, hierdie ou is nou na by die kar. Een keer staan ek daar by die robot, daar in die Kaap, waar jy net so inkom, klop aan die venster. Nou ignoreer ek nou eers. Klop aan die venster. Maak oop, môre meneer. En meneer wou so 'n sparklei geldjie daar so nie, weet daai gesprekkie. Dan dink ek, nou, okay, dat ek eers bietjie met die man gesels. Sê, môre, wat is jou naam? Nee, my naam is Spinnekop. Ek nou, Spinnekop, waar jy vandaan? Waar kom jy nou vandaan? Nee meneer, ek bly maar hier rond, en onder die brug en sovoorts. Nou Spinnekop,
wat wil jy net nou so klein geeltjie en so aan? En ek sê, maar spinnekop, sê eers, nou probeer ek met nog gesels, maar ek sien hierdie lig gaan nou groen word, en as hy kyk my so sê, gaan jy nou vir my iets gee of nie, want jy mors my tyd. Jy spinnekop, jy is gekeer, jy is geraad, en toe gee ek maar vir spinnekop, so ietsie daar wat daar tussen die sitplekke gelê het. Maar my hart was nie op daai oomblik om hom te wil help nie. Ek het maar verkies om doof te wees en om blind te wees. Maar in my hart het ek geweet, ek kan nie vir spinnekop net los nie. En die Here kom en hy sê, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Daai rein van hart is 'n plek wat Jesus kom inneem in ons binneste, want wanneer ons Vader na ons kyk, sien hy sy seun, en wanneer ons gehoorsaam raak in sy Heilige Gees, is daar iets wat hier binne gebeur, en ons begin sien wat God sien. Ek begin sien vir Brian, maar ek sien nie vir Brian nie. Ek kyk in daai oë van hom, en there's something in there that is so beautiful, wat ons Vader sien, en ek kan dit nie sien nie. Die verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van julle roep, van sy roeping, en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Dat ons kan sien wat die erfdeel is wat hy vir ons sê, dat ons kan sien wat die Here vir ons vra om te doen. 'n dowwe of 'n verharde hart verduister die geestelike oë. Dit verduister ons oë, dat ons nie kan sien, wanneer ons hart begin verdorwe raak nie. Maar 'n rein hart en 'n verligte verstand stel ons in staat om God te sien, te verstaan en sy wil te ken. Om sy wil te kan ken. Maar om daai plek te kom en sê, Vader, ek wil u wil ken, soos wat u my ken, en dat ek kan doen wat op u hart is. Dis 'n plek van surrender. 'n plek van, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Die toestand van jou hart bepaal hoe jy die wêreld waarin jy leef sien. Dit wat in my hart is, bepaal hoe ek kyk. En as dit hier deurmekaar raak in my hart, of my hart raak hard, of my hart raak afgestomp, dan kan ek nie sien nie. En ons weet, wanneer die Bybel praat van jou hart, praat hy oor jou sielsdimensie. Dis waar jou wil, jou emosie en jou verstand in lê. Hierdie drie is een, jou wil, jou emosie en jou verstand. Dit wat ek dink, dit wat ek voel, en dan die besluit wat ek dan neem. En die besluit, daai wil van my, in Engels, it's the gatekeeper to what is going to happen. Hy is die wat by die hek staan, om te bepaal, gaan ek deurgaan, of gaan ek nie. My wil, my emosie, en my verstand. Daarom praat hy, die gemoed, die verstand moet vernuwe word, dat ek kan weet wat die Here dink, maar my hart, die Heilige Gees, dis daar, waar hy oopgesluit word, my wil, my emosie, en my verstand. Ons het verlede week net gekyk na 'n Josef, want 'n gewonde hart, dit verdraai die sig, dit verwronge gesig. Dit bevraagteken alles. As my hart verwronge is of daar verdowing ingeplaas, dan bevraagteken ek alles. Ek bevraagteken ander mense se motiewe. Ek bevraagteken die manier hoe ek kyk na ander mense. Want hierdie stikkendheid in my eie hart, die verwerping wat dalk daar is. 'n Ou doen net iets en ek kyk deur hierdie bril en ek sê, maar dis wie hy is, dis wat hy doen.
En die Here wil daai verdorwendheid wegneem. 'n Verharde hart bring blindheid, waar ek besluit, die besluitneming toesluit, ek sê, nie weer nie. Ek sluit my hart toe, en daai harde hart, ek kan later die stem van die Here hoor nie. Ek lees dit in die woord, maar ek sê, En Jesus het gemerk en vir hulle gesê, waarom redeneer julle dat julle geen brood het nie? Die Fariseërs het gekom en vir Jesus gevra, gee ons 'n teken. En Jesus sê, hoekom moet ons weer 'n teken gee? Hy praat van die suurdeeg van die Fariseërs wat alles bevraagteken, wat alles niks wil hoor nie, maar hulle verstand was hulle harte was ver van die Here af. En hy sê, be aware of that. Wees versigtig. En hulle dink toe hy praat van brood. En hy sê vir hulle, nee, begryp julle nog nie en verstaan julle nie? Het julle hart nog verhard? Het julle oë, sien julle nie? Het julle ore, maar julle hoor nie? En onthou julle nie? Orals, dis so opvallend, wanneer jy deur die woord gelees, dan gaan jy hierdie twee begrippe sien. Hart en sig, hart en sig. Dit wat in jou hart is, dit bepaal jou sig en dit bepaal jou lewe. 'n Verdeelde hart. Hy is 'n dubbelsinnige man, dubbelhartige man, onbestedig in al sy weë. Ek sê die een ding en doen die ander ding. Sê die een ding, doen die ander ding. En daarom wil ons kyk na u hart. Laat die Here vir u wys. Het daar hardheid dalk ingekruip? Het daar verdeeldheid ingekruip? Sondag in die kerk is ek een mens en dan is ek op 'n ander mens. Die rein hart sien duidelik. Die Heilige Gees wat in ons woon, help ons om ons sig reg te kry. Dat ons kan sien. Salig is die wat rein van hart is, en hierdie is groot. Hulle sal God sien. Vader, ek sien nie op die oomblik nie. Ek sien nie. 1 Samuel 16 vers 7. Maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms of na sy hoë gestalte nie, want ek het hom verwerp. Want nie wat die mens sien nie, sien God nie. Want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien wat die hart is. Wanneer die Here so na u en my kyk, dan kyk hy reguit in ons harte in. En hy sê, jy is myne. Jy is myne. Jy behoort aan my. Die wêreld het vir ons klomp goeders kom doen en ons harte seer gemaak. Die hart ons harte partykeer hard gemaak. En ek kyk daardeur en om in daai plek weer van vertroue te kom en sê, Vader, al hierdie goeders maak seer. En in hierdie wêreld gaan dit weer seer kry. Maar ek moet vir u sê, die Here hou ons, bemagtig ons, bekragtig ons en sy Gees lei ons en dat op die ouend van die dag dat ons in hierdie restaurasie kan wandel saam met hom. En ek sal vir julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. Dis wat die Here kom doen. As ons hom toelaat. Musiekspan, julle kan vorentoe kom. Is julle reg met daai lied? As ons die Here gaan toelaat, maar ek moet vir u sê, dis 'n prys om te betaal, om die Here toe te laat in my hart, en in 'n wêreld in te stap en te weet, maar die kans dat ek verwerping gaan kry is groot. Die kans dat ek gaan seer kry is groot. Die kans dat dinge gaan gebeur in my lewe wat ek nie verstaan nie is groot. En 3/4 van die tyd
kom dit van buite af. En om dan te sê, Vader, ek vertrou U volkome, met my hele wese. Daar waar dit stikkend raak, weet ek, U sal genees. Daar waar ek dinge nie verstaan nie, kan ek net oorgee nie. Ek wil U vanoggend uitnooi, om regtig, wees stil en weet ek is die Heer. Dit op daai plek net te kan staan en sê, Here, ek weet wie U is. Ek weet wat in hierdie wêreld aan die gang is, want ek kom daaruit en dit het 'n letsel op my gelaat. Ek vertrou nie sommer net mense nie. Laat nie sommer net toe nie, of my hart, Maar ons kom vanoggend in afhanklikheid en sê, Here, help my om te sien wat U sien, dat ek U kan sien. Dat ek U kan sien. Kom ons staan saam. Ek wil hê jy moet weet, die Here ken U by U naam. Die pad wat U al reeds gestap het. Die pad wat U al reeds gestap het. En hy weet daar is sekere goeders wat U hartseer gemaak het en goed kom steel het. En hy wil restaurasie bring in daai areas, dat ons kan vrykom. Vrylik kan gee, vrylik kan lief hê, vrylik te kan deel. Ons het al gevra vir blikkies en die gevra, nou wat maak julle met leë blikkies in die kerk? Ons ook vol blikkies en leë blikkies. Want van die manne kom van die straat af, dan kom was hulle ons vensters. Dan gee ons nie vir hulle geld nie, ons gee vir hulle brood en koffie. En as hulle die vensters klaar gewas, die vloer, die straat gevee hiervoor, dan gee vir ons 'n blik, dan gee ons vir hulle 'n blik, 'n sak leë blikkies. Hulle vat dit as na die scrapmetal toe en daar kry hulle geld. Waar ons, maar as jy nie 'n bietjie haas nie, dis deel van daai restoring, net, hoor so, hier's 'n werkie vir jou. In alles waarmee ons besig is, vertrou ons die Here, selfs met die uitdagings wat ons gehad het. Jy sal kan kyk, al die uitdagings het te doen gehad met die hart. Alles. Die begin van die jaar het gesê, is the year of the heart, wat die Here ons harte wil oopsluit. Ons kan nie met verharde harte in die koninkryk funksioneer nie. Ons kan nie in die koninkryk funksioneer waar dit oor my is nie, dit is oor hom. Koning van die konings. Net om dink, hoe hanteer ek hierdie goed? My wil. Dis moet sê, Vader, hier is ek.